Ek wil julle elkeen uitnooi om die woord van die Here oop te maak by Matteus hoofstuk 28. Matteus hoofstuk 28. Ons gaan lees van vers 1 tot en met vers 10. Vers 1 sê: En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue: Moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. En gaan haastig, sê vir sy disippels: Hy het opgestaan uit die dode, en hy gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap, en gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met eens te en sê: Wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle: Moenie vrees nie. Gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan, en daar sal hulle my sien. Net tot sover wat ons gaan saam lees uit die woord van die Here. Kom ons bid saam. Ons almagtige en heilige koning, wat gekroon word met krone. Heer, hoe heilig en hoe wonderbaar is U in U grootheid. Heer, ons is te menslik om ten volle die vollenheid van U wese te begryp, dat U op terselfdertyd Vader, Seun en Gees is, maar Heer, U woord openbaar dat U self openbaar as Vader, Seun en Gees, dat U een God is. En Heer, ons kom voor U as kinders van U. Ons kom voor U as gemeente, as Berea Christen gemeente, in diepe nederigheid, dat het nie gaan oor onsself nie, maar het gaan oor die koning, die Here. Heer, ek bid en dink daaraan, mense wat ver gereid om hier te kan wees. Heer, dankie dat ons hier vanoggend kan wees en saam vergader en eer kan bring aan U naam. Heer, wat ons U die lof gegee het, want U is koning, U is Here, U het opgestaan en U leef, en U is in ons hart. En Heer, die gebed van my hart is dat U met ons sal spreek vandag. Van spreek uit die woord uit, Heer, want soms raak ons so gewoond om te hoor dat Jesus gekruisig is, dat hy opgestaan het uit die dood uit. Maar wat dring dit ons in die hart om vol vlam te wees, vol vurig te wees soos die Emmausgangers, toe hulle van U gehoor het, dat U saam met hulle ook so gestap het, en dat hulle geleerd was deur U, wat U hulle geleer het oor, dat U moes sterwe en opstaan. Heer, toe U hulle gedagtes en hulle verstand kom open, was hulle vol van blydskap gevul gewees, want hulle die opgestaande Here Jesus gesien. Heer, die gebed van my hart is, Heer, dat ons hart altyd opgewonde sal wees vir die wat gered is. Die gemeente opgewonde sal wees, nie net vir vandag nie, maar vir elke liewe dag, want U het werklik opgestaan. Heer, mag het ons toepas in ons lewe dageliks en bedink U opstanding en U wonderheid en U waarde en U belangrikheid daarvan. Mag ons dit ook uitleef in ons daaglikse
lewe. Heer, kom spreek met ons, kom open ons harte, dat het sal gaan oor U, nie gaan oor my gedagtes nie, maar het gaan oor om U te verheerlik, en dat U die eer mag verkry. Ons bid dit in U groote naam. Amen. Die tema van vanoggend se boodskap is Jesus se opstanding, die belangrikheid en waarde daarvan. Jesus se opstanding, die belangrikheid en die waarde daarvan. Vanoggend sal ons sê dat die opstanding of die evangelie een is wat bo almal staan. As ons kyk na die wêreld, is baie mense se hoop op dinge wat gou vergaan. Is mense se hoop op die tydelike. Is mense se hoop op dinge wat dood is. Dink byvoorbeeld aan die moslems, die boeddiste, wat glo in wat hulle ook al in glo, in hulle gelowe. Maar alles van dit is te vergeefs, want dit is dood, dit kan nie hulle verander nie. Hulle bly presies soos hulle is, en hulle probeer werke doen, om 'n beter lewe te leef, en dalk miskien hemel toe te gaan. Maar, soos wat ons Vrydag gekyk het, Jesus het gesterwe aan die kruis, sodat sondaars soos ons gered kan word, nie op grond van ons werke nie, maar op grond van die werke van Christus Jesus. En sodat ons deur geloof gered mag word. En soos ons daardeur gesien het, dat dit gaan nie oor onsself en ons werke nie, maar oor Christus se werk. Die werk wat hy gedoen het aan die kruis is perfek. En by dit kan 'n mens gered word. Baie mense sal in rou wees oor Christus se sterfte aan die kruis. Baie mense lewe asof Christus net gesterf het, maar nie asof hy eintlik opgestaan het nie. En daarom is dit belangrik dat ons kyk na Jesus se opstanding. Dis een wat bo almal is, uitstaande is. En dit is ook wanneer God die evangelie kom openbaar in die volheid van die tyd, wat God sy beloftes kon vervul het, dat die Christus moes sterwe, maar ook moes opstaan. Dit was hartseer gewees vir die disippels, dat Jesus gesterf het, en het hulle gedink, dis alles verby, en hulle hoop is daarmee heen. Maar op die opstandingsdag is hulle gevul met blydskap toe hulle Christus gesien het. Hierdie blydskap was nie tydelike blydskap nie, maar dit was lewendig. Dit was lewendig in hulle gewees. As ons kyk na die Christelike lewe, as ons kyk na dit volgens die woord van God, nie so dat mense probeer maak vandag nie, maar volgens die woord van God, kan ons sien, dit is lewendig. Dit is lewendig, want Christus is nie dood nie. Hy het opgestaan uit die dood, en hy leef. As ons vanoggend se boodskap moet saamvat in een sin, sal dit wees, omdat Jesus opgestaan het, kan ons met standvastige geloof leef, in nuwe lewe wandel, en met vreugde onsself aan die opgestaande Heer onderwerp. Omdat Jesus opgestaan het, kan ons met standvastige geloof leef, in nuwe lewe wandel, en met vreugde onsself aan die opgestaande Heer onderwerp. Ons kan onsself onderwerp aan hom, want hy leef, hy het opgestaan uit die dood. Vanoggend gaan ons kyk na 4 belangrike dinge van Jesus se opstanding en die waarde daarvan. Ons gaan kyk na die bewyse van Jesus se opstanding. Ons gaan kyk ook na verder aan gaan ons kyk na die wyse waarop Christus opgewek is. Ons gaan kyk ook na die doel van Christus se opstanding en ons gaan kyk na die resultaat van sy opstanding. En so die eerste punt van vanoggend se boodskap is die bewyse van sy opstanding. Die bewyse van sy opstanding. In die tyd waarin ons leef, is dit geen verbasend vir ons in ons gedagtes selfs, en as ons dit sien oralste, dat mense die opstanding van Jesus Christus wil ontken nie. Ongereddes soek nie God nie, en sal enigiets wil uitdink om hulle self te regverdig en al hulle sake reg te stel, en te beskryf dat Gods woord vals is. Wel,
Ons as kinders van die Here weet dat Gods woord is nie vals nie, maar dit is die totale waarheid vir die kind van God. En dis die waarheid wat die kind van God by kan leef, en dis die waarheid waardeur God sondaars ook gaan oordeel. Wel, iets wat 'n groot fout is met hulle gedagtes, want God is nie 'n leienaar. Hulle kan nie net sê God se woord is vals nie, want God se woord is die waarheid. Hy lieg nie. Alles wat hy sê, alles wat hy doen, is die waarheid. Menslike se wysheid sal vergaan, menslike wysheid kom nie eens naby by God se wysheid nie. Hoekom is hierdie belangrik dat ons hierna kyk? Ja, professors, argeoloë, teoloë, wat liberaal is, die woord beskryf dit alles, wat liberaal is, beskryf 7 teorieë waarom hulle nie glo in Jesus se opstanding nie. Hulle glo nie dat Jesus opstanding werklik gehad het nie. Hulle glo dit was 'n mite gewees, of dit was 'n historiese gebeurtenis wat nie eintlik waar was nie. Meestal, soos wat die Engelsman sal beskryf, dit is legendary. Dit word iets vertel deur iemand anders deur jare, maar hulle weet nie of dit eintlik waar is nie. Dis wat hierdie mense glo. Hulle glo dat Jesus sy disippels miskien sy liggaam gesteel het en 'n leuen gaan vertel het vir die mense. Hulle glo dat die disippels en die vrouens wat Jesus gevolg het, miskien ook na 'n verkeerde graf gegaan het en daardeur gedink het dat Jesus opgestaan het. Ja, hierdie mense glo ook dat Jesus nie letterlik gesterf het aan die kruis nie, maar eerder 'n flou geword het, omgekap het en wat hulle hom gaan laat gewat het na die graf toe, en daar het hy nou wakker geword. Watter absolute godslastering. Hulle glo ook almal wat Jesus gesien het, hulle het eerder 'n droom gehad of 'n visioen gehad, omdat hulle in hierdie groot hartseer was oor wat met Christus gebeur het. Ander argumenteer omdat die evangeliese boeke nie presies of nie dieselfde fokus areas het nie, alhoewel hulle fokus op Jesus se kruisiging en sy opstanding, dat dit nie alles volgens so geskrywe is, soos Jesus se opstanding nie, want daar in Johannes word beskryf wat Maria Jesus gesien het, en dan word daar beskryf die vrouens het Jesus gesien in die ander evangeliese boeke, en dit is wat hulle beweer dat die evangeliese boeke nie korrek is nie reg is nie, daarom glo hulle nou nie in die opstanding. Laaste ene wat hulle ook nie glo nie is, hulle verwerp die opstanding omdat hulle nie glo in bo-natuurlike krag nie. Wel, die boodskap vir hulle is, hulle moet bekeer. Hulle moet bekeer tot God toe van hulle leuns. En so, sekerlik, mense het Jesus verwerp in sy aardse bediening. Hulle het hom verwerp as die seun van God. Hulle het hom verwerp as die verlosser. So dit is nie eintlik verbasend dat mense na Christus se opstanding hom probeer verwerp nie. Hulle is boos in die hart, hulle is gebore as sondaars, hulle kan nie glo in God as God nie geloof in hulle hart kom werk nie, en in hulle ongeloof gaan hulle net verder en verwerp Jesus se opstanding. Wel, dit kyk terug na mense wat Jesus se opstanding verwerp, en wat hulle glo, dat Jesus se disippels en die vrouens het gegaan, en hulle het alleen gaan vertel. Wel, dis eintlik die teenoorgestelde. Die Joodse raad het gehoor wat gebeur het by die wagte. Die wagte het die engel gesien, en wat het gebeur? Die wagte het soos dood geword. Nie letterlik dood geword nie, maar hulle het soos dood geword. En so, die wagte het gaan vertel wat het gebeur. Die graf is leeg, al hierdie dinge het gebeur, en die Joodse raad het probeer om het toe te smeer. Om 'n leuen te gaan vertel van wat eintlik die waarheid is. Vandag se boodskap gaan ons nie fokus op wat die ongeredde mense sê of dink van Jesus nie, maar wat God se woord ons kom leer. En so die vraag is, hoe weet ons dan waarlik dat Jesus opgestaan het? Ons moet deel met hierdie mense, of hoe ook al, hoe kan ons weet dat Jesus waarlik opgestaan het? Wel, as ons kyk onder die bewyse van Jesus se opstanding, is die leë graf. Die leë graf. En Lukas 24 vers 1 tot 3 beskryf het,
dieselfde manier soos dat Matteus het beskrywe, maar Lukas beskryf dit, en hy sê, en baie vroeg in die môre op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom, en die speserye gebring, wat deur hulle toeberei was, en hulle het die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van Here Jesus gekry nie. So, die liggaam van Christus was nie daar gewees nie, en die graf was oop gewees. Die steen was weggerol gewees. Daar was geen misverstand hiervan. Daar was geen misverstand hiervan nie, of geen verkeerde interpretasie nie. Paulus of Matteus het beskryf soos wat God hom geïnspireer het, en dieselfde met Markus, Lukas en Johannes, almal van hulle het beskryf oor dieselfde gedagte. Jesus was daar nie gevind nie. Jesus het opgestaan. Die graf is leeg. So, waarom kan ons dit sê? Waarom kan ons dit sê dat daar geen misverstand is nie? Wel, kom ons kyk daarna. Nadat Jesus gesterf het, was daar 2 geheime disippels gewees. Hulle was soos 2 geheime disippels gewees. En dit was Josef van Arimathea, en dit was Nicodemus gewees. Een was 'n owerste gewees, een was deel van die Joodse raad gewees. Wel, wat hulle gedoen het is, hulle het in die geheim na Christus toe gegaan. Dit is nie asof hulle uiterlik gegaan het en gaan verkondig dat hulle disippels is van Christus nie. En so, die geheime disippels van Jesus, wat nie eintlik bestaan nie, want daar is nie geheime disippels van Jesus nie. Maar in hierdie geval, gaan hierdie 2, en hulle gaan neem Jesus se liggaam van die kruis af. Hulle draai dit toe met fyn linne, en berei dit met speserye. Dis die manier hoe die Jode die liggame berei het vir die graf. En so, Jesus was begrawe gewees. Die graf was verseël met die steen, en om te verseker dat niemand Jesus se liggaam sou steel nie, was dit bewaar deur Joodse of deur Romeinse soldate. Dit was bewaar deur die soldate vir as iemand die liggaam van Jesus wou steel. As hulle wou gedink dat die disippels dit wou gedoen het, maar die disippels het nie die moed gehad om dit te kan doen nie, want hulle is in groot rou gewees oor Christus se opstanding. En het was van geen plan gewees om Jesus se liggaam weg te gaan steek nie. En so, wat het gebeur? Lukas 24 vers 1-3 gee die goeie verduideliking. Die leë graf, en Jesus se liggaam is nie gevind nie. Jesus se liggaam is nie gevind nie, en ook so die doeke wat eenkant gelê het. So die steen is weggerol, graf is leeg, en al wat oorgebly het is die fyn linne. So, wat nog bewyse gee dat Jesus se liggaam nie weggeneem of gesteel was nie, is die fyn linne. Die doeke waarin Jesus toe gedraai was opgevou eenkant. In Johannes 20 vers, as ek dit reg het, 6 en verder aan beskryf het. Maar as ons kom by die punt, as iemand die liggaam van Jesus sou wou steel, dan moet ons die vraag vra, waarom sou die doeke opgevou gewees het? Waarom sou dit eenkant gewees het? Waarom sou daar tyd geneem geword het om die doeke toe te vou, as hulle eintlik die liggaam van Christus wou gesteel het? So die antwoord is, daar is niemand wat die liggaam van Christus gesteel het nie. Dit is die bewyse van Christus se opstanding. Nog 'n bewys van Jesus se opstanding is die hemelse boodskap. Die hemelse boodskap. Die vrou wat Jesus gevolg het opgestaan om Jesus se liggaam toe te berei. Hulle het opgegaan na die graf om Jesus se liggaam toe te berei met speserye. Met hulle gedagte dat Christus nog dood was, het hulle gegaan na die graf toe. Verstaan nie waarom nie, want hulle het Jesus se woord gehad. Jesus het gesê, hy gaan opstaan in die dood uit.
maar hulle was in totale rou gewees, en gedink, daar is geen meer hoop nie. En so hulle gaan in rou, en groot hartseer na die graf, maar vind die steen wat weggerol is. Die graf wat leeg is, en die doeke opgevou. En so tweedens, sien hulle wat? Sien hulle wie? Hulle sien die engel. Hulle sien die engel, en hulle die engelse boodskap van die hemel ontvang. Dit was die hemelse boodskap gewees rondom Christus se opstanding. Dit is dat die Jesus wat gekruisig is, opgestaan het en leef. Die hemele het daarvan verkondig dat Christus leef. Dit moes hulle versekering gegee het. Dit moes hulle versekering gegee het, want as die engel van God kom en die boodskap kom gee dat Christus opgestaan het, dit moes hulle werklik dan in hulle harte aangevat het. Dat hulle blydskap kon gekry het van hierdie versekering. Dat Jesus opgestaan het uit die dood. En so die engel het gegaan en het verder vir hulle gesê dat Christus nie daar is nie en hulle moet gaan en die disippels gaan verkondig. Hulle moet gaan verkondig, Christus het opgestaan. En so, die vrouens het die engel gesien, en derdens het hulle weer eens die persoon gesien wat hulle voorheen gesien het. Hulle het Jesus self gesien. Hulle het Jesus self gesien, nie in 'n gees nie, nie in 'n visioen nie in 'n droom nie, maar hom aanskou met hulle eie oë in sy volle heerlikheid. En Jesus het homself aan hulle bekend gemaak. Jesus het homself aan hulle bekend gemaak dat hy die Christus is. Hulle het Jesus gesien sterwe aan die kruis en het dieselfde Jesus gesien voor hulle staan in sy heerlikheid. Wat van die Emmausgangers? As ons kom by nog ooggetuies, die Emmausgangers. Hulle het geglo in Jesus, maar was oor groot hartseer en laat gewees oor die kruisdood van Christus. Hulle het gedink, dit is die Christus wat ons nou kom verlos, maar hy het gesterf aan die kruis. En so wat gebeur? Jesus verskyn aan hulle. Jesus wys hulle hoekom hy moes ly as die Christus en hoekom hy moes opstaan uit die dood. Hulle hart het brandend daaroor geword. En Jesus het homself aan hulle bekend gemaak as die Christus. Hulle het hom later erken en hulle het gaan verkondig van sy opstanding, soos die vrouens ook gaan verkondig het. Dan is daar nog getuies. Wat van die 500 ooggetuies? Paulus beskryf dit in 1 Korintiërs 15:6 oor die opstanding van Jesus. Dit was nie 'n storie gewees wat verkondig was deur 'n paar mense nie, maar dit was getuig van deur 500 en plus ooggetuies van jare later, wat hulle nog jare later geleef het na Jesus se opstanding. En baie het Jesus gesien na sy opstanding en die disippels meer as een keer. En so hierdie ooggetuies het Jesus gesien en hulle kon nie van hom stil gebly het nie. Hulle het met hulle eie oë Christus aanskou. Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe dat hierdie 500 mense wat Christus se opstanding aanskou het, leef in hulle tyd. En as daar sommige in die gemeente sou gewees het wat sou wonder of Christus werklik opgestaan het, dan sou Paulus hulle gewys het na hierdie getuies toe. Hy sou hom gewys het na hulle toe en die ander apostels en ook homself, want laastens het Jesus verskyn aan Paulus. Jesus het verskyn aan Paulus, hy was ongeredde gewees. Hy het Christene vervolg. Hy het in Christus se opstanding geglo en in Handelinge 9, Jesus het aan hom verskyn op pad na Damaskus. En hy was verblind gewees vir 3 dae. Vir 3 dae kon hy nie gesien het nie, want Christus het aan hom verskyn. En net so in te noem vandag, mense wat sê vandag, hulle het Christus gesien, bly weg van hulle af.
Bly weg van hulle af, want die woord gee vir ons genoeg getuienis. Die woord gee vir ons genoeg getuienis oor hoe Christus is, wie Christus is, eerder gesê. Al die ooggetuies van Jesus, van wie ons lees in die Nuwe Testament, het nie 'n storie verkry sodat hulle self sou verryk nie, maar dit was deurdat hulle Jesus gesien het, wat hulle lewe kon verander het. Jesus se opstanding het die ooggetuies, wat vol hartseer was, gevul met blydskap. Die ooggetuies van die opstanding, die ooggetuies van die opstanding was vir baie tot getuies gewees in die Nuwe Testament. Baie mense het tot die geloof gekom omdat hulle hierdie mense van gehoor het wat Christus gesien het opstaan. Hierdie 500 mense en die apostels en die vroue wat Jesus gesien het, was nie vasgevange in 'n droom of in 'n visie of in droomland nie, maar hulle het Christus gesien opstaan in die doodheid. En dit was vir hulle genoeg gewees, dat hulle harte aan die brand gesteek om te gaan verkondig van die opstanding van Christus. En so die bewyse van Christus se opstanding is die ooggetuies, is die leë graf wat daar is. Die tweede punt wat ons moet bystaan is die wyse waarop Christus opgewek is. Die wyse waarop Christus opgewek is. En so terwyl die bewyse van Christus se opstanding nie ontken kan word nie, wat ons herken deur die leë graf en die ooggetuies, selfs wat ons van hulle lees in die woord, bring dit die volgende vraag, maar hoe het die opstanding plaasgevind? Wat was die wyse waarop Christus uit die dode opgestaan het? En die antwoord is vanuit die krag van God. Die werking deur sy soewereiniteit en deur die Heilige Gees. Een ding wat ons moet ook besef is, waardeur Jesus Christus nie opgewek is nie. En dit is, hy is nie opgewek deur 'n natuurlike gebeurtenis. Dink hieraan, Jesus se kruisiging. Jesus was 'n brysel gewees. Jesaja 53 vers 5, God het hom verbrysel aan die kruis. Sy bloed het gevloei, sy fisiese bloed het gevloei, dit het uit sy liggaam uitgedreineer. En as ons dink aan 'n mens wat so 'n kruisdood moet sterwe en al sy bloed wat uit sy liggaam vloei, lei dit na sterfte. As gevolg van dat 'n mens se lewe deur sy bloed is en daardie bloed word uitgegiet. Alles van dit word uitgegiet en dit lei na sterwe toe ook. En so die bloed wat vloei van Christus, so Christus sterwe daardeur. En ook die spies wat deur die Romeinse soldaat in sy gesteek is. Bloed wat uitgekom het en water. Johannes 19:34. Jesus het sy laaste woorde uitgespreek, dit is volbring, en sy laaste asem uitgeblaas en gesterf. Die Bybel praat van in terme van hy het sy gees uitgegee. Hy het nie uitgepaas nie. Sy hart het gaan staan op die kruis. Jesus was gesien gewees deur Johannes. Johannes was by Jesus se kruisiging gewees en die moeder van Jesus. Hulle het gesien hoe Jesus werklik sterwe. En so ook nadat sy hart gaan staan het hulle hom gelos tot die Jode klaar hom bespot het. Romeinse soldate was ook daar gewees. Hulle het hom gekruisig, hulle het hom vasgenaal aan die kruis. Romeinse soldate het seker gemaak dat enige persoon wat aan 'n kruis sou hang, dat daardie persoon dood moes gewees het. As hulle nie so seker gewees het van hulle sake nie, sou hulle self gesterf het. Hulle sou ook miskien ook dan 'n ander straf gekry het wat erg is. So hulle sou seker gemaak het dat 'n mens wat sterf aan 'n kruis sekerlik sal sterwe en dood is. En Josef en Nikodemus het Jesus se liggaam geneem
na die graf toe gegaan. Die graf was verseël, soos ons voorheen na gekyk het. So niemand kon ingegaan het nie, daar was wagte gewees. Wat probeer ek hier sê, gemeente? Jesus kon op geen manier deur iemand anderste of op 'n natuurlike gebeurtenis opgewerk word nie. Dit moes deur 'n bo-natuurlike gebeurtenis gewees het. Dit moes God die Vader gewees het wat hom opgewek het. Dit moes God die Seun gewees het wat homself opgewek het, en dit moes ook God die Heilige Gees gewees het wat hom opgewek het. So, kom ons kyk na God die Vader wat Jesus opgewek het. Hoekom is dit belangrik? Dit is belangrik om hierdie te verstaan, vriende, want God die Vader is die bron van die opstanningskrag. God die Vader wek Jesus op, deurdat God vir Jesus se offer aanvaarbaar so sien. Hy sien Jesus se offer as aanvaarbaar en hy wek hom op. Hy wek hom op en hy stel hom voor as seun van God. Romeine 6 vers 4 beskryf Paulus dat God die Vader hierin gewerk het in Christus se opstanding. Paulus beskryf het, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, so ook ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. God wat ons geskaap het, daardie krag. In Galasiërs 1 vers 1, Paulus beskryf, Paulus, 'n apostel, nie vanweë die mense of deur 'n mens nie, maar deur Jesus Christus en God die Vader wat hom uit die dode opgewek het. Dit is God die Vader wat gewerk het om God die Seun op te werk in sy liggaam. Die een wat die dag gemaak het van gister, die een wat die dag gemaak het van vandag, die een wat die dag gemaak het wat die dag maak van môre, die een wat alles in sy hand hou, wat skepper is oor die hemel en die aarde, dis hy wat dieselfde krag besit het om sy Seun in sy liggaam uit die dode op te wek. Maar ook is dit God die Seun wat hom self opwek. Jesus is ware God en ware mens. Hy het die autoriteit en die krag om homself uit die dode op te wek deur sy eie goddelike natuur as seun van God. Jesus beskryf dit in Johannes 10 vers 17 tot 18, wat hy sê, daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer op te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. So, as seun van God, het hy die reg om sy lewe af te lê vir sondaars, en het die reg om sy lewe ook op te neem. En so wat moet ons hiervan verstaan? Jesus se opstanding was nie net deur sy autoriteit nie, maar dit was vanuit God die Vader se krag en wil, as ook deur die Heilige Gees. God werk as Vader, God werk as Seun, God werk as Heilige Gees in die opstanding van die Godman Jesus Christus. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees het daarin gewerk. En laastens, die God, die Heilige Gees, het Christus opgewek. En God, die Heilige Gees, het Christus opgewek, want hy die krag wat God gebruik het, om sy Seun op te wek. Romeine 8, vers 11 beskryf Paulus, en as die Gees van hom, wat Christus uit die dode opgewek het, in julle woon, namelijk die Heilige Gees, dan sal hy, wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Dieselfde Gees wat die Seun van God in menslike vlees kom inkarneer het, om mens te word en gebore te word uit 'n maagd,
is dieselfde Gees deur wie Christus opgewek is. Handelinge 2 vers 24 beskryf Petrus, hom het God opgewek nadat hy die smarte van dood ontbind het, omdat dit onmiddellik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Hy beskryf verder in vers 27 en 28, want u sal my siel nie in die doderyk oorlaat of u heilige oorgee om verderwing te sien nie. U het my die weë van die lewe bekend gemaak, u sal my vervul met vreugde by u aangesig. By die grootheid van die krag, van God se krag, wat onuitputlik is, het God vir Christus opgewek. Het Christus homself opgewek. Het die Gees van God vir Christus opgewek. Die dood het nie oor hom mag nie. Christus opgewek en hy leef. Hy is nie opgewek vir 'n oomblik en het weer gesterwe na 40 dae nie. Hy is opgewek en hy leef. Die opstanding van Jesus het nie deur menslike pogings of enige natuurlike prosesse plaasgevind nie. Dit was die soewereine krag van God wat in werking getree het deur die Heilige Gees. Dit is die mag van God wat nie net die dood oorwin nie, maar wat herstelling kom bring en geestelike herstelling kom bring vir die wat glo. En so die derde punt moet ons kyk na die doel van sy opstanding. Die doel van sy opstanding. So ons by die vraag vra, waarom was Christus opgewek uit die dood uit? Waarom was hy opgewek uit die dood uit? In plaas daarvan net dat dit 'n teken sou gewees het van God, was dit ook deel van God se soewereine wil vir saligheid. Christus het ook opgestaan om sy doel te vervul, sodat die wat glo gered mag word, en ook dat hy verhoog mag word bo alles en almal. So eerstens, die doel van sy opstanding is om sy woorde te regverdig. Nou, hierdie woorde te regverdig is nie dat Jesus iets gespreek het en dit nie waar was nie, maar dat Jesus alles tot vervulling gebring het, deurdat hy gespreek het oor sy opstanding. Johannes 2 vers 19 tot 22, Jesus gee vir hulle die woorde dat die tempel moet afgebreek word en oor 3 dae sal dit opgewek word. Hy praat van sy liggaam hy sal sterwe en hy sal opstaan uit die dood. Matteus 11 vers 25 tot 26. Jesus se woorde oor homself wat hy sal opstaan, het tot in vervulling gekom. Matteus 28 vers 18. Jesus spreek dat hy autoriteit het en sy woorde en opstanding toon dat hy al die krag en autoriteit behou as die opgestaande Heer. Jesus het nie net opgestaan en al sy woorde oor sy opstanding om al sy woorde oor sy opstanding te vervul nie, maar ook die skrif te vervul, rakende God se vooraf bepalende wil vir saligheid. Vir saligheid. In Efesiërs 1 vers 3 en eintlik tot 12 is 'n goeie voorbeeld van God se soewereine wil, wat hy bepaal het dat Christus, dat hy sondaars uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld deur Christus, dat hulle heilig en sonder gebrek voor hom gestel kan word. Maar dit was ook om die skrif te vervul. Lukas 24 vers 46 beskryf Jesus, of word beskryf, en hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly, en op die 3de dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder. Jesus het nie net ons skuld op homself geneem en gesterf, en daar was hy, en daar is dit verby nie. Nee, hy het gesterwe en hy het opgestaan, om die lewende saligmaker
te wees. Ander mense het 'n tydelike saligmaker, maar het nie 'n lewende saligmaker nie, want hulle afgod is dood. Hulle soek miskien dalk net tydelike verlossing, maar Christus bied ewige verlossing, want hy is ook dan die lewende saligmaker. Hy leef en hy verlos. En so, as Christus nie opgewek was van die dood nie, dan sou die getuies van die disippels nutteloos gewees het. Die prediking van Paulus, hulle sal verniet gewees het, dit sal te vergeefs gewees het. Die beloftes van God sou niks beteken het, die profete en die wat geglo het, sou vasgehou het aan niks nie, hulle hoop sal nutteloos net gewees het. Duisende jare wat Israel vir God gevolg het, sal nutteloos gewees het. Die geloof van Abraham sal nutteloos gewees het, as God se beloftes nie waar was nie. Maar ons kan met ons hele hart God dank en eer dat sy woord altyd vir ewig vas staan, dat sy woord die waarheid is, dat sy beloftes betroubaar is, dat hy voor die grondlegging van die wêreld saligheid bepaal het deur die Here Jesus Christus, dat hy bepaal het dat Christus sou sterwe en dat Christus sou leef as verlosser en ook Heer. Watter groot genade is hierdie dat God ons eerste lief gehad het, die weg uitgebaan het tot saligheid deur Christus en ons 'n lewende hoop gee. 1 Petrus 1 vers 3 beskrywe Petrus, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Dis 'n lewende hoop. Jesus was van ewigheid af bepaal as saligmaker. Van ewigheid af bepaal dat hy sal sterwe, opstaan en heers ook as Heer. So, ons kyk na die doel van Jesus se opstanding, doel van Jesus se opstanding, so om sy aansprake te regverdig, alles wat hy gespreek het oor homself, dat dit tot vervulling gekom het, om die skrifte te vervul, die Ou Testamentiese profesie, en dan derdens om verhoog te word en voorgestel te word as Heer. 1 Petrus 1 vers 19 tot 21 beskryf het verder, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. Die koning van die konings het sy hemele en sy volle heerlikheid daar in die hemele verlaat en homself verneder, die gestalte van 'n diensknegt aangeneem en gedien. Hy was ten volle gehoorsaam, soos ons Vrydag gehoor het. Ten volle was hy gehoorsaam, ten volle was hy nederig gewees en gewillig gewees om te sterwe aan die kruis. Hy het opgestaan uit die dood en hy het 'n naam ontvang bo alle name. Hy het 'n naam ontvang bo alle name, die Christus, die Heer. En elke tong en elke nasie en elke heerskappy, magte, owerhede sal hom erken as Heer, sal hom bely as Heer, as hulle eendag tot sterwe toe kom en voor hom staan. Hebreërs 1 beskryf dat Jesus gaan sit het aan die regterhand van God die Vader. Hy het gaan sit waar hy moet wees, waar hy heers as Heer. Bybel herinner ons, Paulus herinner ons, in Romeine 14, dat elkeen sal voor hom buig. Hy het opgestaan, hy leef as Heer, en almal sal voor hierdie Heer staan. Ander sal in admirasie voor hom staan, en hulle sal hom eer, en hulle sal hom loof, en hulle sal hom prys. Ander sal
in verleentheid staan, omdat hulle julle hele lewe die Heer verwerp het. En so, in Matteus 7, Jesus bevestig sy autoriteit, ook dat hy Heer is. En so, die valse profete sal voor hom verskyn eendag, en hy sal sê vir hulle, gaan weg van my af, werkers van die ongeregtigheid. Die Here is werklik Heer. Christus is werklik Heer. Sy doel van sy opstanding, saligheid te bring, en dan ook te heers as Heer. En dan laastens die resultaat van sy opstanding. Ons moet jouself die vraag vra, wat is die uitvloeisel van Jesus se opstanding? Wat is die uitvloeisel daarvan? Dit is resultate. En ons het Vrydag hierheen gekyk na die resultate van, ja, Christus, waarom hy gesterf het aan die kruis, maar ook waarom hy opgestaan het. 2 Korintiërs 5, vers 15, wat beskryf Paulus, omdat ons hiervan van oordeel is, as een vir almal gesterf het, hulle aan almal gesterf het, en hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het, en opgewek is. Die almal, die is die wat glo. Die wat glo in die Here Jesus Christus. Hy het vir hulle gesterwe, sodat hulle kan wat? Sodat hulle gered kan word en nie meer lewe vir hulle self. Dis een van die resultate. Een van die resultate is dat die wat glo, word geregverdig deur hom. En ons het Vrydag daarin gekyk, wat dit beteken om geregverdig te wees, om geregverdig te word. En om geregverdig te word is om, ja, reggestel te word. Die wat glo in die Here Jesus Christus, gered word deur hom, en nou reggestel word voor God. Die geregtigheid van God wat hulle word. En daarom lewe hulle nie eintlik meer vir hulle self nie, maar hulle lewe vir hom. Die werke wat hulle doen is die uitvloeisel van Christus se geregtigheid wat hy vir hulle gegee het. En so as Christus as God na hulle kyk, sien hy sy seun. Hy sien sy seun in hulle. Hy sien dat hulle 'n opstanding het in hulle. Dat hulle saam met Christus opgestaan het. Dat hulle nie meer geestelik dood is nie, maar lewe. Lewe deur as gevolg van Christus. So, die wat glo word geregverdig, is een van die resultate van Jesus se opstanding. Ook dat die dood en sondes oorwin is. Jesus het die dood oorwin dat hy opgestaan het, soos ons voorheen gekyk het. Maar selfde vir die kind van God. Dit is die resultaat. Die dood en sondes wat oorwin is. Deur sy opstanding heers hy oor die dood en sondes. Die straf is finaal betaal en die sonde heers nie langer oor hom nie, maar ook so vir die wat gered is, die wat aan hom behoort. Word nie beheer meer as die kern van sonde beheer hulle nie meer nie. Hulle word nie beheer meer deur 'n sondige deur 'n totale of radikale verdorwe natuur nie, maar nou wat gebeur is dat hulle deel is van hierdie oorwinning. Wat beteken dat die wat glo nie meer 'n slaaf is van die sonde nie, maar nou vry staan in God. En hierdie vryspraak is nie vryspraak tot sonde nie, maar hulle is vrygemaak om heilig te lewe voor die Here. Daar is oorwinning oor die dood en daar is oorwinning oor die sondes. Hulle hoef die dood nie meer te vrees nie. As hulle tot sterwe toe kom, sal hulle nie sterwe in die oordeel van God nie. En die sondes wat is oorwin. En Paulus beskryf dit in 2 Korinte, hy beskryf dit in die gemeente in Korinte. As ek dit reg het, is dit in 1 Korintiërs. Die gemeente, daar was sommige in die gemeente gewees wat gehoreer het en besig was met skandelike dade gewees. En Paulus beskryf hier die probleem. Hy beskryf hier die sonde. Hy hou dit voor vir hulle. Dis die probleem. Maar dan verwys hy na die wat werklik glo. En hy sê, dit was sommige van julle gewees. As ek kan dink aan die Engelse vertaling. Sommige van hulle was so gewees.
maar hulle is nie meer nie. Daar's oorwinning oor die sondes. En hulle lewe nou vir Christus. Romeine 6, vers 6 tot 7, leer Paulus hulle dat die wat glo is vergewe, is geregverdig, is vrygemaak van die mag van die sonde. En so wat beteken dit tans? As oorwinning oor sondes, in hulle huidige realiteit vir die kinders van God, is daar oorwinning van sondes. En hulle word versterk deur die Heilige Gees, om te leef, 'n lewe van gehoorsaamheid tot God. Die enigste probleem is, hulle sit met sondes, waarvan hulle elke dag moet bekeer. Hulle sit met sondes se lewe, maar hulle word ook geleer dat hulle niet gemaak is in die Heer. Ons gaan nou weer terugkom by, dat ons sit met sondes, maar hulle is niet gemaak in die Heer. Hulle het 'n nuwe lewe in Christus, 2 Korintiërs 5, vers 17, as iemand in Christus is 'n nuwe skepsel, die ou ding het verby gegaan, kyk, alles niet geword. Hulle het 'n nuwe lewe ontvang in Christus, hulle het 'n nuwe hoop, 'n ewige hoop is in Christus. Alles uit die vloeisel van sy opstanding. En so, nou lewe hulle anderste. Hulle lewe anderste. Voorheen het ons gesien dat Jesus verhoog is en sy naam ontvang is as bron. Sy naam is ontvang as bron dat hy die naam bo alle name het. En dit is dat hy Heer is. En nou lewe hulle, die wat gered is, lewe vir hom. Hulle lewe vir die opgestaande Heer. Hulle onderwerp hulle self, hulle verneder hulle self. Ware wedergeborenes verneder hulle self. Al dit kry hulle te doen met hulle sondes en hulle selfbeeld of hulle self wat nie wil hulle self verneder nie, word hulle in staat gestel deur die Heilige Gees om hulle self te verneder en hulle self te onderwerp aan Christus, om vir hom te leef, onderwerp te wees aan sy heerskappy. Hulle erken daardeur sy heerskappy en hulle gee ag daarop en op sy autoriteit. Daarom lewe hulle nie meer vir hulle self nie, maar hulle lewe vir hom. Hulle lewe vir hom en hulle het hom as hoof van die gemeente. Die gemeente erken hom as verlosser, hulle erken hom as koning, hulle erken hom as die hoof van die gemeente en hulle buig onder sy gesag. Hulle buig onder sy gesag en hulle leef nou tans vir hom. Jesus is koning en die wat glo in hom, verloon hulle self. Hulle verloon hulle begeertes, hulle los dit alles om die koning, om die Heer te volg en sy woord te gehoorsaam. En so, Christus roep hulle deur sy woord, roep hulle om 'n lewe te lewe van gehoorsaamheid, in sy woord in hulle hart te bære, om hom meer lief te kry, om hom te admireer, en te lewe volgens sy woord. Hoe kan hulle hierdie lewe leef? Hulle kan hierdie lewe leef as gevolg van, omdat hulle skoon gewas is deur die bloed van Christus. Hulle is gered, en hulle die lewe ontvang deur Christus, en deur God, om hierdie lewe te leef. En so, dit is waar ek kom by die feit, ek leef nie meer vir myself nie, maar ek leef vir hom. Ek is gekruisig, en ek lewe nou met hom. Die resultaat van Jesus se opstanding is, die wat glo, word geregverdig deur Christus. Nog 'n resultaat van Jesus se opstanding is, die wat glo, vir hulle is daar oorwinning oor die dood en sondes. En die resultaat is, hulle het nuwe lewe, en hulle onderwerp hulle self aan Christus se heerskappy. En so ons het gekyk vanoggend na die bewyse van Jesus se opstanding. Die wyse waarop Christus opgewek is, die doel van sy opstanding, die resultaat van sy opstanding. Wat ons hiermee kan saamvat is dat Christus werklik opgestaan het.
Kinders van die Here kan hulle self daarin verbly. Nie net vir een dag nie, maar vir elke dag wat hulle leef. Lewe hulle lewe van dankbaarheid, maar kan hulle elke dag leef met die gedagte, Christus is opgewek uit die dood. Hy leef. Hy leef werklik. Probleem wat ons het baie keer is, ons kyk te veel na onsself en ons vergeet so min die woord van God. Ons vergeet so min en die woord van God, dat ons nie meer die blydskap het, of die blydskap word gesteel deur sondes, hoe ook al mag sy, word gesteel daardeur, dat ons nie meer die blydskap het, oor dat Christus opgestaan het nie. Mag die boodskap ons terugbring, mag God se woord ons terugbring, om blydskap te hê, want ons Heer het opgestaan uit die dood uit. Hy het opgestaan, hy leef. Daar is bewyse. Die wyse waarop opgewek is deur God. Deur God self. Daar's 'n doel van sy opstanding. Sondaars te red en te heers as Heer. En sodat die wat in hom glo, nie meer lewe vir hulself nie, maar leef vir hom. Kom ons bid saam. Heer, U het waarlik aan die kruis gesterf. U het waarlik ons prys betaal. Dit was voldoende gewees en U het opgestaan, werklik opgestaan. Heer, dankie dat U geloof in ons hart kom werk het om te kan glo dat U werklik opgestaan het. Eendag sal ons geloof oorgaan tot aangesig wat ons U sal aanskou soos U is. Heer, dankie vir dat U ons genadig was, dat U ons kom red het. Nie dat ons so besonders was nie, want Heer, ons verdien niks van U redding nie. Ons verdien die hel en dankie vir die soendood en dankie Heer dat ons nou tans Heer U opstanding kan herdenk in ons daaglikse lewe en dit daagliks kan uitlewe. Heer, die vraag bly staande is dat almal sal eendag voor U staan. Almal sal voor U eendag staan en hulle sal erken dat U die Here is. As hulle nie wil erken nie, sal die knie gebuig word en hulle sal U erken as Heer. Heer, mag U ons genadig wees. Mag U ons genadig wees deur die week, Heer, dat ons meer gefokus sal wees op U. Mag U evangelie ons meer trek na U toe. Soos Paulus beskryf, die liefde van Christus dring ons. Mag U evangelie ons meer trek. Heer, wys ons weg van onsself. Wys ons meer na U toe. Sodat ons meer kan word soos U. Meer kan blydskap hê oor wat ons van weet van wie U is. En ook so dat ons nou nie gemaak is, maar nou 'n lewe kan leef vir die koning en vir die Heer. Ons bid dit in U grote naam. Amen.